Party van die swaarste goed wat ons dra, sien ander mense nie. Vriende, goeiedag en welkom by vandag se Huisfiks. Ons is nog in leidingstyd, so ons dink maar nog 'n bietjie aan die proses wat ons volg om ons te stroop van dinge wat ons vashou. Om die Here se teenwoordigheid en genade in ons lewe ten volle te kan beleef. Ons dink vanoggend so 'n bietjie oor die klein kruisies wat ons dra. Die dinge, ons dra almal laste. Elke mens van ons het ons eie uitdagings waarmee ons worstel. Party van dit is 'n bietjie meer ooglopend en voor die hand liggend, wat ander mense maklik kan raak sê, maar diep binne in ons is daar ook laste wat ons dra, elkeen van ons, wat die goed is wat ander mense nie van ons sien nie. Dit is nie altyd so groot en dramaties nie, of dis die stil goed, die absolute moegheid wat nie wil weggaan nie, 'n bekommernis wat aanhou knaag aan jou, of net 'n innerlike stryd waarvoor jy nog nie antwoorde gekry het nie. En ons probeer dikwels hierdie goed wegsteek, selfs aan die mense wat die naaste aan ons is. Ons dra dit maar in stilte, ons probeer dit self uitsorteer, amper asof ons dit self eers wil hanteer, voordat ons na God toe gaan met hierdie goed. Maar in die Bybel, hier in Hebreërs 4, is die uitnodiging juist dat ons met hierdie tipe goed ook na die Here toe moet kom, en luister saam met my vanoggend uit Hebreërs 4, wat die Hebreërs skrywer hier skryf, in die einde van vers 14 af. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsigte net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Hierdie gedeelte sê vir ons het 'n hoëpriester, iemand wat beheer is, of in beheer is van ons lewe, en dit is Jesus, en Jesus staan nie ver van ons probleme af nie. Hy verstaan ons swakhede, die dinge wat ons dra, die laste en ons worstelinge, hy self daardeur. En dan kom die uitnodiging uit hierdie teks uit, kom met vrymoedigheid na die genadetroon toe, dat ons hierdie genade en barmhartigheid kan ontvang. Met ander woorde, moenie wegskram van hierdie goed af nie, moenie dit probeer net stilweg laat verbygaan, of aanvaar, dis nou maar net hoe die lewe is, en so aangaan nie. Moet dit nie wegsteek nie, moenie wag tot jy eendag self 'n oplossing vir dit kan kry nie. Kom na God toe, juis met dit. Paulus ontdek 'n soortgelyke ding ook in sy eie lewe, en ons lees hiervan in 2 Korintiërs 12, waar hy vertel van hierdie doring wat hy het in sy vlees, wat nie wil weggaan nie, 'n ding wat die heeltyd aan hom knaag. En dan gaan hy na die Here toe, en hy vra vir die Here om dit weg te neem. En die Here se antwoord vir hom is, my genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking, juis wanneer 'n mens swak is. En dan gebeur hierdie wonderlike ding wat Paulus sê, maar dan moet ek juis eerder roem op hierdie swakheid van my, hierdie dinge wat ek wil wegsteek, want dis waar die Here se krag in ons lewe deurskyn. Nie omdat ons swakheid skielik reg of goed is nie, maar juis omdat hy ook ontdek het dat dit die plek is waar God hom nie los nie, waar God dra en verander en aan ons vorm. Hierdie uitnodiging is ook vir jou waar vanoggend, liewe vriend. Daardie ding wat jy dra, wat niemand regtig van weet nie, wat jy dalk probeer wegsteek, moenie dit aanvaar en net daarby bly en net so stilweg aangaan nie. Moet dit ook nie wegsteek of alleen probeer dra nie. Bring dit juis na God toe, want dit is juis daar waar sy genade vir ons ook deurskyn in ons lewe, en waar sy krag die sterkste wys. Kom ons bid saam.
Here Jesus, U sien die goed wat ons wegsteek, die swaar wat niemand raak sien nie. Bewaar ons daarvan om dit weg te steek, Here, maar ook daarvan om net daarmee saam te leef, sonder om dit na U toe te bring. Leer ons om eerlik na U toe te kom, Here, met alles wat in ons aangaan, en werk U in ons, dra ons, en vorm ons ook deur U genade. Amen.